Kom ons gaan die Here se naam groot maak en loof en prys. Amen. I know He lives in my soul. His blood has covered my sin. I believe. My faith is lifting away. My faith is healing His name. I believe. I'll raise a banner. My Lord has conquered the grave, and my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer, oh, my Redeemer, and my Redeemer, you look my burden, I'll rise with you. Dancing on the mountain top to see your kingdom come. And my Redeemer, oh, my Redeemer, and my Redeemer, oh, my Redeemer, my Redeemer, my Redeemer. En daarom wil ek vanmôre net met jou gesels vir nie baie lank nie, net oor die tema ken die Heilige Gees. Ken die Heilige Gees. En ek gaan vandag 'n paar skrifte aanhaal wat ek nog nie voorheen aangehaal het oor die Heilige Gees nie. Ek wil vir jou voorhou, en dit is een van die belangrikste skrifte in die Nuwe Testament rondom die Heilige Gees, wil ek vir jou voorhou 2 Korintiërs 13, die 13de vers. Die woord van die Here skryf, die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. In een van die nuwer vertalings sê, mag die gemeenskap van die Heilige Gees saam met julle wees. Die Engels skryf so mooi, so jy moet help as ek begin vassak. The grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. Dit is die plan en die wil van die Here, dat die gemeenskap met die Heilige Gees saam met my en jou sal wees. Ek sê vir Jaco, want ek voel al van Woensdag aand af baie ernstig gelei om hierdie woord te bring, en ek sê vir Jaco, hy moet asseblief vir my so daai tema dingetjie weer uitsit wat hy elke week uitstuur, en hy vra vir my, maar pa, wat is die tema? En ek sê vir hom, die tema is die Heilige Gees, en hy kyk my so en hy sê, alweer. Toe sê ek vir hom, ja, alweer, want die Heilige Gees is so 'n belangrike onderwerp in ons lewe. En ek besef dat daar al soveel boodskappe en temas oor die Heilige Gees wat al bedien is, ook in hierdie gemeente. Ons het al gepraat oor die werking van die Heilige Gees. Ons het al gepraat van die gawes van die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, die manifestasies van die Heilige Gees. Ons het al gepraat oor die Heilige Gees in die gemeente. Ons het al gepraat oor die Heilige Gees wat binne in ons is en al sulke kosbare onderwerpe.
Maar ek wil hê dat jy met my hoor vanmôre, dit is goed om oor al die fantastiese onderwerpe te hoor en dit te studeer. Maar verstaan my vanmôre, die krag of waarde, kerk jy met my hoor, die krag of waarde van die Heilige Gees is daarin dat ons hom leer ken. Dat ons hom leer ken. Jy kan vanmôre net die Heilige Gees leer ken, as jy weet en besef wie die Heilige Gees is, en dat die Heilige Gees deel is van jou lewe. Kan jy vanmôre besef dat die Heilige Gees is deel van jou lewe? Ek gaan sit agter my lesenaar en ek is besig om te tik daarso. Ek kan nie tikkie, ek het nooit tik op skool gehad nie, ek tik so met die 2 vingertjies. En ek tik en ek probeer daar 'n ding op my rekenaar getik kry. En ek sien my battery op my rekenaar is amper pap. En ek begin te krap en ek skud die ding. Is daar nou fout met die laptop of was daar nou? En ek kyk die kabeltjie, maar ek sien die kabeltjie is netjies. Ek trek hom uit, ek trek hom weer in en ek kyk na wat besig en ek kry nie die fout nie. Maar my rekenaar se battery is pap en die ding laai nie. En ek kyk later, kyk ek maar so onder die lesenaar en ek sien dat die rekenaar sal nie laai nie, want die plak is nooit ingeplak nie. Of die prop is nooit ingedruk nie. Korrekte Afrikaans. Hy's nooit ingedruk nie. Met ander woorde, die kabeltjie is in, maar daar's die krag wat daar teëgaan nie. En kan ek vanmôre vir jou sê, kind van die Here, ek praat vanmôre met manne en vroue wat wil groei, dat baie keer sukkel mense omdat hulle gediskonnekteer of uit kontak is met hulle kragbron, die Heilige Gees. As jy uit kontak uit word met die Heilige Gees, gaan jy begin sukkel. As jy gediskonnekteer word van jou kragbron, dan gaan jy begin swak word. Daarom is dit nodig, kerk, en ek wil dit beklemtoon vanmôre, dat ek en jy in kontak bly, dat ek en jy gekonnekteer bly met die Heilige Gees. Kyk wat skryf Jesus in Johannes 14:16. Hy sê, is julle nog met my vanmôre? Kykie, baie van julle is nou so geworried oor Woensdag se vasdag, hulle wil nie hier luister nie. Jy hoef nie te vas as jy nie wil nie, ek gaan jou nie vra nie. Dis tussen jou en die Here. Net so terloops. Johannes 14:16 skryf, hy sê, en ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly tot in alle ewigheid. Dis net voor Jesus opgevaar het. Ek sal vir julle 'n ander trooster gee. 'n baie mooi Engelse vertaling sê, the same of a different kind. Maar ek gaan nie vanmôre oor die 3 eenheid praat nie. The same of a different kind. Ek gaan vir julle 'n ander trooster gee. Kyk wat sê die Amplified. Kerk, jy moet dit inneem vanmôre. Hy sê, I will ask the Father, and he will give you another helper. Jou te help. A comforter, advocate, intercessor, counselor. Kan jy verstaan wat die Heilige Gees vir my en jou is? Strengthener, standby, to be with you forever. Kan jy dit vanmôre insien en verstaan? Dat die een wat ons help, die een wat ons vertroos, die een wat ons saak verdedig, die een wat vir ons intree, die een wat ons versterk, die een wat altyd daar is met ons vanmôre. Kan jy dit glo vanmôre? Een van die slim mense het 'n som gemaak. En hy het geskryf. Onthou, Jesus het dit gesê net voor hy opgevaar het hy gesê dat ek stuur vir julle die Heilige Gees. 'n Ander trooster. En die disippels het nie verstaan hoekom nie. En een van die slim mense het 'n som gemaak en hy het gesê dat as Jesus hier op aarde sou wees, en ek sê hierdie met die grootste respek, en Jesus sou elke dag van sy lewe sou hy mense gesien het,
Met ander woorde, met respek gesê dat Jesus sy afsprake gehad het en hy sou mense gesien het. En Jesus sou 14 ure op 'n dag gewerk het, mense gesien het. Dan sou hy 840 mense op 'n dag kon sien. En elkeen net vir 60 sekondes. Al so daar gedink. Hy skryf, hy sê, en dan sal dit Jesus 1190 dae gevat het om 1 miljoen mense net een keer vir 60 sekondes te sien. Jo, al so daar gedink. En dink net dat daar is 8.2 biljoen mense op aarde. Wanneer sou ek en jy ooit by Jesus uitgekom het? Maar hy het vir ons die trooster gestuur. Ek wil hê dat jy moet vanmôre verstaan, kerk, jy hoef nie te wag nie, jy hoef nie in 'n ry te staan nie, jy hoef nie te wonder nie, jy hoef nie vanmôre te twyfel nie, jy hoef nie te vra, gaan ek ooit gehelp word nie, want die Heilige Gees, ek kan dit nie genoeg beklemtoon nie, die Heilige Gees, die derde persoon van die Godheid, die trooster, is deur die Seun gestuur om elke dag van my en jou lewe saam met ons en met ons te wees. Prys die naam van die Here. Ek lees hierdie gedeelte en ek kan nie verstaan hoekom is al die mooi goede baie keer in Engels nie. Maar luister wat sê die skrifgedeelte. Toe ek dit lees, toe roer dit my binneste. Praat van die Gees van God, wat saam met my en jou is. Ek praat vandag, vat net vandag so 'n bietjie ander pad as ek oor die Heilige Gees praat. Jesaja 40:13 skryf, hy sê, Who is able to advise the Spirit of the Lord? Wie kan die Gees van God adviseer? Who knows enough to give him advice or teach him? Wie het nodig om die Heilige Gees te leer? Has the Lord ever needed anyone's advice? Does he need instruction about what is good? Did somebody teach him what is right or show him the path of righteousness, a path of justice? Het die Heilige Gees nodig dat iemand hom adviseer? Nee, hy wat alles weet, is saam met ons. Hy wat die antwoord het, is saam met ons. Hy wat die oplossing ken, is saam met ons. Genesis 1:2 skryf, en ek weet nie of jy dit al raak gelees het nie, maar die eerste persoon van die Godheid wat in die Bybel geïdentifiseer word, is die Heilige Gees. Genesis 1:2 sê, en die aarde was woes en leeg, en duisternis was op die wêreldvloed, en dan skryf hy, en die Gees van God het gesweef op die waters. Kerk, ek wil hê dat jy met my hoor vanmôre, in die begin, toe daar niks was nie, toe was die Heilige Gees, was daar. Toe die Here wou mense maak, het hy gesê, laat ons mense, wie's ons, die drie-eenheid, die Vader, Seun en die Heilige Gees, laat ons mense maak na ons beeld. Toe daar nog niks was nie, toe was die Heilige Gees al daar. Job 33:4 skryf Job, hy sê, die Gees van God het my geskape en die asem van die Almagtige maak my lewend. Die Gees van God vorm ons, dit is hy wat die asem in ons longe gee, en terwyl ek bid oor hierdie gedeelte in Jesaja en in Genesis, toe besef ek, dat as die Gees van die Here oor die aarde sweef, wat woes en leeg is, en iets daaruit kan maak, as Job sê, die Gees van die Here het my geskape, wil ek vanmôre vir jou sê, wat kan die Gees van die Here nie doen, as ons hom toelaat, om net oor ons omstandighede te beweeg en te werke, as ons net die Gees van die Here weer 'n ereplek in ons lewe gee nie.
Ek weet vanmôre hierdie is nie Dawid wat vir Goliat met 'n klip gooi nie, en ek praat nie vanmôre oor die liefde nie. Ek praat vanmôre net so bietjie dieper, want ek wil hê vanmôre, kind van God, jy moet daardie trappies klim, jy moet daardie leertjie klim, dieper en dieper in die teenwoordigheid van die Here, en dat jy nie sal stil staan nie, maar dat jy sal beweeg van heerlikheid tot heerlikheid. En hoe beweeg jy van heerlikheid tot heerlikheid? Deur die Gees van God die ereplek te gee in jou lewe. Ek het 'n nota gemaak, ek wil dit vir jou lees. Hy wat jou gevorm en gemaak en geskaap het, en jou op die planeet gesit het wat hy gemaak het, dink jy nie, hy is in staat om jou deur te dra nie? Ek wil vandag vir jou sê, dat hy sal jou help, hy sal jou raad gee, hy sal die storm stil maak, hy sal die berge verskuif, hy sal jou lei in die dieper dinge van die Here inne, hy sal die verborgenhede aan jou openbaar. In die skrif word 'n ongelooflike vergelyking gemaak. Ek kon nie help toe ek dit lees, toe sê ek net, wow. Ek het dit nog nie raak gelees nie. Wow. Jesus praat, en ek gaan nie die konteks van die gedeelte met jou deel nie, jy kan dit self by die huis gaan lees. Maar kyk wat sê Jesus, hy's 'n gesprek met die fariseërs en almal wat hom nie geglo het nie. Matteus 12 vers 28 begin 'n kosbare vergelyking. Jesus sê, as ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, deur die Gees van God. Ander skrifgedeelte sê Jesus, hy doen niks sonder die Heilige Gees nie. My eie woorde, ek gaan nie vandag daaroor praat nie. Dis regtig 'n preek vir 'n ander dag. Ek wil 'n vergelyking maak. As ek deur die Gees van God die duiwels uitdryf, skryf Jesus. En dan kom Lukas, en kyk hoe interpreteer Lukas die gedeelte. Dan kom Lukas en hy skryf, Lukas 11 vers 20. Hy sê, maar as ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf. As ek deur die vinger van God die duiwels uitdryf. En dan dink ek by myself, is dit nie die ongelooflikste, een van die ongelooflikste beskrywings van die Heilige Gees, wat ek in 'n lang tyd gehoor het nie, dat die Heilige Gees, of die Gees van God, word ook beskryf as die vinger van God. As die vinger van God. As die vinger van God, kan jy vandag verstaan, dat die Heilige Gees, dat daar dieselfde Heilige Gees wat beskryf word, as die vinger van God, dat daar dieselfde Heilige Gees vanmôre verlang, dat ek en jy hom net dieper sal leer ken. Is julle met my vanmôre? Kan ek vir jou nog iets sê, ek is amper klaar. Filippus, ek wil met jou praat oor 'n man. Handelinge 8, Filippus. Ek het ook net gesê, wow, hoekom het ek nog nie hierdie dinge raak gelees nie? Maar die Here is besig om ons te vat op 'n pad. Luister wat skryf Handelinge 8, 26. Hy sê, ek het nou die aand in die bid hier gesê, dit was Paulus, was nie Paulus, dit was Filippus. Hy sê, en 'n engel van die Here het met Filippus gespreek en gesê, Filippus, mens, Godsman, mens, hy sê, 'n engel van die Here het met Filippus gespreek. Maar kyk wat gebeur dan. Paar verse verder, vers 29, skryf Filippus weer. Hy sê, of die Bybel sê, toe sê die Gees, hoofletter, die Gees, met ander woorde, die Heilige Gees, toe sê die Gees vir Filippus. Met ander woorde, in Handelinge 26 praat die engel van die Here met Filippus. Handelinge vers 29 praat die Gees van die Here met Filippus. Met ander woorde, kerk, ek wil hê met my hoor vanmôre, ek wil jou net so bietjie dieper invat vanmôre.
Filippus het die verskil tussen 'n engel van die Here en die Gees van God geken. Julle het daai een. Hy het die verskil geken. Hy het geweet wanneer 'n engel van die Here met hom praat. Maar hy het ook geweet wanneer die Gees van God met hom praat. Het julle dit al ooit so gesien? Hy het geweet wanneer die Gees van God met hom deel. Hy het die stem van die Heilige Gees het hy geken. Hy het die stem van die Heilige Gees het hy onderskei van 'n ander stemme, van die ander stemme af. Hoekom? Want hy het 'n pad met die Heilige Gees gestap. Hy het in verhouding met die Heilige Gees gestaan. Hy het tyd, hy het die Heilige Gees het hy geken. En terwyl ek dit lees, ek wil vanmôre vir jou sê hierdie, wat ek preek nie vanmôre met jou nie, ek gesels met jou as 'n herder. Hierdie was 'n tweesnydende swaard toe ek met die woord van die Here besig is. En die eerste iets wat ek vir myself gevra het, en waarmee die Heilige Gees met my deel is, en ek wil dit vir jou vra vanmôre, kind van die Here, terwyl jy wat sit en na die boodskap luister, en die wat nog gaan luister, kan ek vir jou vra vanmôre, jong mense, kan ek vir julle vra vanmôre, ken jy nog die stem van die Heilige Gees in jou lewe? Erken jy nog wanneer die Heilige Gees met jou praat? Wat ons ken baie keer, so baie stemme, maar die stem van die Heilige Gees hoor ons baie keer so min. 2 Korintiërs 13, as ek maar net vanmôre met jou kan deel, rondom die stem van die Heilige Gees. Weet jy hoe dikwels ek is so bewus van die teenwoordigheid van die Heilige Gees op my op hierdie oomblikke. Weet jy hoeveel keer in kinders van die Here se lewe maak hulle die stem van die Heilige Gees stil? Weet jy hoeveel keer in die lewe van die kinders van die Here is hulle nie meer bereid om na die stem van die Heilige Gees te luister nie? Kan ek vir jou sê, hoe is baie kinders van die Here? As hulle die Here soek oor 'n saak of hulle bid oor iets en dit pas hulle, dan is dit, die Here het met my gepraat. Maar as die Heilige Gees sê nee, of die Heilige Gees waarsku, of die Heilige Gees bestraf, dan is dit nee, dit kan nie die Here wees nou nie. Die Heilige Gees nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, jy moet verstaan vanmôre, kind van die Here, daar's tye in jou lewe wat die Heilige Gees vir jou gaan sê ja, daar's tye in jou lewe wat die Heilige Gees vir jou gaan sê nee, daar's tye in jou lewe wat die Heilige Gees vir jou gaan sê nie nou nie, daar's tye in jou lewe wat die Heilige Gees jou gaan waarsku, daar's tye in jou lewe wat die Heilige Gees jou gaan raad gee, daar's tye in jou lewe wat die Heilige Gees jou teregwys, maar ek en jy moet op 'n plek kom wat ons weer die stem van die Heilige Gees kan hoor. Filippus het dit geken. Ek wil weer vir jou lees 2 Korintiërs 13 vers 13. Ek wil klaarmaak vanmôre. Ek beloof ek gaan volgende Sondag vir jou preek. Ek wil net iets in jou binneste vanmôre net aanwakker om die Heilige Gees te soek soos nooit vantevore nie. 2 Korintiërs 13:13 sê die genade van die Here Jesus Christus, die liefde van God, en dan skryf hy weer daardie woorde, die gemeenskap van die Heilige Gees sy met julle almal. Daardie woordjie gemeenskap word vertaal, en ons het die woordjie al so baie gesien en so baie gehoor. Ek gaan nie oor daardie woordjie praat, maar daardie woordjie beteken koinonia. Koinonia beteken 3 goed. Met ander woorde, die woord van die Here sê, dat in jou verhouding met die Heilige Gees, is daar 3 dinge wat daar teenwoordig moet wees, en ek wil dit net vir jou noem, dan sluit ek af vanmôre. Die eerste een is, verskoon my Engels, die eerste een is fellowship. Fellowship beteken om maar net tyd saam met die Here te spandeer.
beteken maar net fellowship in beeldspraak of simboliek word dit vergelyk soos twee mense wat saam sit en net 'n bietjie gesels en ek sê dit al hierdie goed met respek, met my nie uit konteks uit verstaan nie, ek probeer die begrip aan jou oordra. Die eerste wat koinonia beteken is to have fellowship with the Holy Spirit. Kan ek vanmôre vir jou sê, nog deur die dag, terwyl jy werk, terwyl jy beweeg, terwyl jy met dinge besig is, praat jy nog met die Heilige Gees, deel jy nog met die Heilige Gees, maak jy so nou en dan net 'n tydjie om net 'n bietjie met die Heilige Gees te praat. Beteken fellowship, om tyd saam te spandeer. Dit beteken die tweede een beteken vennootskap, voor ek te veel Engels praat. Vennootskap, partnership. Weet jy vanmôre dat die Heilige Gees is jou vennoot. Hy is jou partner in alles wat jy doen. In jou huis is hy jou vennoot. In jou opvoeding met jou kinders is hy jou vennoot. In jou werk is hy jou vennoot. In jou besigheid is hy jou vennoot. In alles wat jy doen in die lewe is die Heilige Gees jou vennoot. Hy is jou partner wat saam met jou beweeg. Ek het dit nou die dag vertel, maar ek het nie die storie reg vertel nie, so ek gaan dit nou weer vertel. Want ek is 'n praktiese mens en vir my moet iets sin maak om waarde te hê. Die een pastoor bid, hy vra, hy sê, Here, dis nou in die konteks van bediening, maar dit tel in enige konteks van jou lewe. Hy sê, hy doen alles wat hy kan doen, maar hy's nie suksesvol in wat hy doen nie. En hy's in 'n sielestryd, en hy kom tot die besef dat hy moet toelaat dat die Heilige Gees sy vennoot is. En hy kry die openbaring en soos wat hy dit vertel, hy sê die Heilige Gees deel met hom eendag en vra vir hom. Julle ken daai gedeelte in die woestyn waar die Israeliete ongehoorsaam was en toe moet hulle nou in die woestyn rondloop vir 40 jaar. En wat het hulle geëet? Manna en kwartels. Wat se ding is 'n kwartel? Dis 'n voeltjie. En wat se ding? 'n duifie. Daniel sê, dis 'n duifie. Dis 'n duifie. En dink nou by jouself. Jy loop hier onder in die woestyn en die duifie vlieg daar bo. Hoeveel van die goed sal jy in die hande kry as jy hulle alleen moet gaan vang? Nie baie nie, jy gaan heel waarskynlik honger slaap. Jy sal hom met hardloop tot hy in 'n boom vasvlieg of iets wat nie in die woestyn is, ek weet nie. Hoe vang jy 'n ding wat vlieg? Maar die Bybel sê, sy wind. Maar toe die Here help, toe maak hulle die mandjies vol. Ek verwar dit nie met die brode nie, dis net beeldspraak. Maar toe die Here help, toe kom sy wind en hy waai daar die kos, hy waai daar die kwartels af. Ek wil vanmôre vir jou sê, ek en jy voel, ons sit ook baie keer in situasies wat ons voel, ons moet die duwe wat vlieg loop vang. Ek en jy sit ook baie keer in situasies wat ons weet, dit is nie moontlik nie. Ek het vanmôre, ek voel net in my gees vanmôre, ek wil net met iemand deel. Ek wil vanmôre vir jou sê, vir jou voel dit dalk onmoontlik en jy is reg, vir jou is dit nie moontlik nie, maar ek wil vanmôre vir jou sê, maar jy en die Heilige Gees, as die Heilige Gees jou vernoot is, dan sal jy sien die hand van God in jou lewe. Jy en die Heilige Gees. Jong mense in julle studies, in julle toekoms en die skool, dis julle en die Heilige Gees. Ek sal nooit vergeet nie, ek sit eendag en ek met 'n werkstuk ingee. Ai, my boetie, my ma gaan dit nou weer kyk, ek gaan sy my boodskap stuur. Maar my boetie is die slim een. Ek was die oulike een. Maar my boetie is, hy's net baie slim. En ek sukkel die hand met 'n werkstuk, ek kry nie, ek sukkel net, en
Ek sal dit nooit vergeet nie, ek sit aand na aand, sit ek agter daai lesenaar en kyk ek na die papier, en ek krap net op die papier, ek kom nêrens nie, en ek maak my laai oop. Ek maak my laai oop en daar lê 'n CD, daai jaar het hulle nog CD's gespeel. Vandag weet mense nie meer wat is 'n CD nie. Daai jaar het hulle nog 'n CD. En ek sien daar's 'n CD en ek daai tyd het ek nie op 'n laptop gewerk nie, dit was nog een van die, nee, ek het 'n laptop gehad. En ek druk 'n knoppie teen die kant en die spring 'n dingetjie uit en ek sit die CD daaraan en ek druk hom terug en die ding begin te speel. En toe is dit geestelike musiek van een of ander konferens nie. En dit gaan nie oor musiekie, dit gaan nie oor die CD nie. En terwyl ek daar so sit, begin ek in aanbidding te gaan en ek begin te bid en ek ervaar hoe die gees van die Here begin vaardig raak daar in die studeerkamer. En terwyl die gees van die Here vaardig raak, toe is dit asof daar net 'n liggie hier binne aangaan en ek begin te skryf en die Here help my. En tot daai dag het ek besef, weet jy wat, die Here help jou nie net in die kerkie, die Here help jou buitekant die kerk ook, maar jy en die Heilige Gees met vernoot te wees. Jy kan nie alleen nie, maar jy en die Heilige Gees. Dit beteken fellowship, it means partnership, and it means intimacy. Koinonia beteken intimiteit. Intimiteit. Toewyding, gebed, heiligmaking. As tye wat ek my foon afsit, as tye wat ek met my vroue afspraak maak, dan klim ons in die kar, dan ry ons, dan gaan sit ons iewers 'n koffie drink, en dan kyk ek en sy mekaar in die oë, en ons spandeer kwaliteit tyd saam met mekaar. En as jy enige huwelik wat oorleef, beter maar sulke goed doen. Want anders te raak jy en jou vrou vreemdelinge vir mekaar. Spandeer kwaliteit tyd. Die tannie smile nou vir my. Mans, spandeer kwaliteit tyd saam met julle vroue. Sit die ding 'n bietjie af. Die wêreld sal nie vergaan vir 'n uur of 2 nie. Sit die foon af. Spandeer tyd saam met jou vrou. Ek voel iets, dat ek gou iets sê. Maar weet jy wat? Weet jy wat? Daai mense wat jou so pla, daai mense wat jou so rondjag, daai mense wat jou tyd opvat, wat jy nie by jou vrou kan spandeer nie, weet jy wat? Môre oor môre, hulle lewe gaan aan en verby, maar die dag as jy oud is, het jy net jou vrou wat langs jou sy sit. Moenie jou vrou langs die pad verloor nie. Ek sal dit nooit vergeet, een van die, gaan nou terug na my preek toe, een van die kragtigste boodskappe wat ek ooit gehoor het, Marius ken vir pastoor Lorenz, wat vertel hoe skokkend dit is, hoe hulle sien, hoe die senior mense op hulle ou dag vir mekaar kyk, want hulle niks vir mekaar te sê nie, want hulle ken nie meer mekaar nie, want hulle het nooit tyd gehad vir mekaar nie. En dan sit die tweekies maar daar aan koffie drink, maar hulle praat ook maar nie meer met mekaar nie. Want daar was nooit intimiteit nie, daar's nooit kwaliteit tyd wat mense saam spandeer nie. Ek wil vanmôre vir jou sê, so werk dit met die Heilige Gees ook, dat daar moet tye wees wat ek en jy kwaliteit tyd spandeer saam met die Heilige Gees. En weet jy wat is vir my so skokkend? Ons het tyd verander. Ek sê, kan ek gou iets reguit sê vanmôre, en dan sê ek amen. En asseblief moet nou nie vir my WhatsApp stuur, ek is nie mal nie, ek wil net iets sê. Gisteraand, tussen 5:00 en 7:00, kon daar 'n alien geland het met 'n spaceship. Nie een van ons sou ons gelig het nie, ons het rugby gekyk. Want die rugby. Ek wil vanmôre vir jou sê, kan ek en jy nie weer opgewonde raak om kwaliteit tyd te spandeer saam met die Heilige Gees nie? Jou gebedstyd op 'n dag. Ek het my gebedstyd op 'n dag en ek is baie lief om deur die dag, ek probeer elke dag van my lewe hier ook bid. Kwaliteit tyd saam met die Heilige Gees in jou lewe. Ek wil vandag vir jou vra, maak jy tyd vir die Heilige Gees in jou lewe? Jou gebedslewe, jou toewyding, jou Bybel, daai dinge. Kan ek dit maar sê, jou heiligmaking.
Ek gaan een Sondag daaroor preek, die beeldspraak wat die Bybel gebruik vir die Heilige Gees, is dat die Heilige Gees is 'n persoon, en nie net die Bybel beskryf die Heilige Gees, nie net met die eienskappe van 'n persoon nie, maar die Bybel sê, dat die Heilige Gees het emosie, met ander woorde, ek en jy kan die Heilige Gees ook bedroef. Ek en jy kan die Heilige Gees bedroef, die Bybel sê baie duidelik, en bedroef nie die Gees van God nie. Ek voel net, ek wil dit vir iemand sê, weet jy wat, elke keer wanneer ek en jy aanjaag, bedroef ons die Heilige Gees. As jy iets sê wat jy nie moet sê nie, dan bedroef jy die Heilige Gees. As jy iets dink wat jy nie moet dink nie, dan bedroef jy die Heilige Gees. As jy iets aanvang wat jy nie moet aanvang nie, dan bedroef jy die Heilige Gees. Hoekom? Want die Heilige Gees is met jou. Die Heilige Gees is binne jou. Die Bybel sê, bedroef nie die Heilige Gees nie. Ek het so rukkie terug, toe bid ek hier op die mat, toe moes ek my bekeer. Sê ek, Here, help my, verstaan net, ek moet my bekeer in die regte konteks. Sê ek, Here, ek moet my kouse optrek. Here, help my, dat ek leef met die Heilige Gees bewustheid. Ek wil vanmôre vir jou sê, as jy leef met die wete, dat die Heilige Gees 24 uur van die dag saam met jou is, dan sal jy anders te leef. As jy leef met die wete, dat die Heilige Gees 24 uur van die dag by jou is, dan gaan jy anderste optree. Gaan jy anderste optree. Praat gister met my ma, ek is klaar. Kan die musiekspan gou vir ons vorentoe kom. Ek praat gister met my ma. Die Here help ons groei nog almal. Ons groei nog almal. My ma bel my gister en daar's twee vroue in my lewe, as hulle bel, dan staan die wêreld stil. Die een is my vrou en die een is my ma, dan staan die wêreld stil. En my kind, dan staan die wêreld stil. Ek stop als, ek antwoord my foon as een van hulle 3 bel. En sy praat met my oor iemand, en ek vererger my. En ek raak kwaad, nie net opstandig. Ek sê vir my ma, ma, daai persoon, ek vertrou daai persoon niks. En ek is sommer nie lekker nie. En my ma sê vir my, seun, dis nie hoe jy moet praat nie, jy moet bid. Toe voel ek net so. Dink ek, ek het vir 'n oomblik, het ek nie die Heilige Gees wat saam met my is, en in my in ag geneem. En ek het sommer net, hoe sê ons in eenvoudig Afrikaans, ek het sommer net my kop se dinge gepraat.